Goed, goeiemôre graad 12. In hierdie les gaan ons kyk na elektrostatika. Die hoofstuk het begin in graad 10, waar ons vir jou sê, jy kan een of ander gelaaide sfeer hê. Dit kan 'n polistireenbal wees, dit kan 'n metaalsfeer wees. Hy kan of op 'n staander wees wat geïsoleerd is, sodat die lading nie verdwyn nie. Of hulle kon hom aan die dak laat hang het, so ietsie. En hy is aan 'n ligte, onrekbare tou, wat ook al, en hy kan ook nie sy lading verloor nie. Die ladings kan of positief en positief wees, of negatief en negatief, in welke geval hulle mekaar sal afstoot. En net weer hierdie hersien, gelyksoortige ladings. So hierdie is, kom ons skryf sommer die woord daar. Ons werk nou met ladings. Ladings wat gelyksoortig is, kan mekaar afstoot. Of ongelyksoortige ladings kan mekaar aantrek. Trek mekaar aan. Belangrik die woorde wat jy gebruik. Nee, jy nou nie sê 2 plusse trek mekaar aan nie. Gelyksoortig en ongelyksoortig trek mekaar aan. Die volgende stukkie wat hier belangrik was, is ons werk in kolom, nee, kolom, maar gewoonlik is die ladings wat op hierdie sfere is baie klein. So jy het millikolom en mikrokolom en nano en pico. En kolomp is nou gewoon C, maar hierdie ouetjie sal wees 10 tot die mag min 3, 10 tot die mag min 6, 10 tot die mag min 9 en 10 tot die mag min 12. So daai is ook 'n stukkie baie belangrike inligting. Dis nie op die periodieke tabel, op die inligtingsblad nie. Jy moet weet, en meeste van die kere werk ons in nanokolomp. Dit is die grootte van die ladings wat ons kan indiseer op hierdie sfere. Maar hulle kan in pico werk, en ek het al gesien dat hulle in mikro en in milli werk. So leer hierdie nie. Op 'n manier kry vir jou 'n rympie. Ek weet milli, want ons het kilometers en meters en millimeters, dis algemeen waarmee ons werk. En dan het jy 'n mikro, en dan nano en pico. So M, N, O, P, hierdie is lekker alfabeties. Dis net mikro wat daar in klim. So dis die een ding wat jy moet weet. Dan, baie keer sal hulle vir jou sê, sê nou maar hierdie sfeer het 'n lading van plus 3 nanokolom. Hoeveel elektrone het hierdie ene, en nou is dit weer 'n ander term wat jy moet onthou. Jy kan elektrone in oormaat hê, of jy kan elektrone 'n tekort hê. As dit 'n oormaat elektrone is, dan gaan jy sê maar min 8 kolom hê, want meer elektrone as protone gaan vir jou 'n negatiewe lading gee, waar 'n tekort aan elektrone sal wees plus 8. Goed, so dis nog 'n stukkie terme wat jy moet onthou. Hulle kan vir jou vra, hoeveel elektrone is hier in tekort? Nee. Wat is die tekort aan elektrone hierso, want hy is positief? Dan moet jy hierdie formule onthou. N is gelyk aan Q op QE, en gewoonlik is hierdie formule ook nie op jou formuleblad nie. So jy gaan net die groot lading vat van die sfeer. En in hierdie geval sal dit nou plus 3, en kom ek skryf nanokolom, en dan vat jy die lading van 'n elektron. Dit is op jou inligtingsblad, en is minus 1,6 maal 10 tot die mag min 19 kolom. Nou, hier is 'n probleem, want jy kan nie verskillende eenhede deur mekaar deel nie, ook nie groothede nie. So ons gaan moet gaan en hierdie ene ook in sy wetenskaplike notasie skryf. 3 maal 10 tot die mag nano is min 9, en dit kan ons deel deur die 1,6 maal 10 tot die mag min 19.
Nou sal jy sien, ek het sommer die tekens weggelaat, want jy wil aantal hê. As jy die tekens los, gaan jy 'n negatiewe antwoord kry, en om hom te interpreteer is half vreemd. Nee, jy kan nie 'n negatiewe hoeveelheid interpreteer nie. So wanneer jy aantal uitwerk, of jy nou hierdie formule gebruik en of jy die formule gebruik wat so lyk, moenie die tekens van die lading in vervang nie. Jy wil net eindig met aantal. So ons kan hier die tekens weglaat. By elektrostatika is daar nog 'n paar plekke wat ons dit kan doen. Okay. Is 'n onderbreking. So dan as jy dit invul, op jou sakrekenaar insit, dan kry jy, wat sit 1,875, jy sou nou sekerlik kon afrond na 1,88 toe. Maar hoekom afrond as jy al 3 kan skryf? En my sakrekenaar is gestel. Ek sal nou vir julle wys hoe stel met jou sakrekenaar. En dit is maal 10 tot die mag 10 en dis aantal elektrone. Probeer om altyd, wanneer jy 'n som doen in chemie of in fisika, formule invervang, antwoord met 'n eenheid by. Nee, dis 'n uitstekende gewoonte en sonder die eenheid kry jy gewoonlik nie 'n punt vir jou korrekte antwoord nie. So sit 'n eenheid by. Wat jou sakrekenaar aanbetref, as ek nou hierso, jy sal sien, kom ek sit 'n groot getal in, kom ons gee vir hom hierdie antwoord maal met 15.000, gee vir ons iets wetenskaplik, daar is hy. Nou sin wetenskaplike notasie. Hoe ek dit wegvat is shift mode en dan hier is 7 en 8. Vir 8 kies altyd 2, dan behoort jy, is hierdie getal nou te groot, shift 8, normaal, hy is te groot. Kom ons kyk, as ek dit insit, ok, daar so is hy. As ek nou hierdie wetenskaplik wil maak, dan sal ek sê shift mode 7 en ek hou daarvan om 3 te sê, want dit gee vir jou 1 heelgetal voor die komma en 2 na die tyd. Dis hoekom jy die 3 sit. En daar gee vir jou die wetenskaplike notasie. So, kom ek maak hom net weer normaal. Shift mode 8 2, daar is ons gewone notasie. Shift mode 7 3 en daar is hy wetenskaplik. Ok, onthou dit. En dan miskien net vinnig sê vir die klomp wat alfa wiskunde het, soms sit julle sakrekenaars op verkeerde goed. So wanneer jy ooit 'n sakrekenaar moet reset, dan is dit shift 9. Sien julle, daar's kleur. En dan vra hy vir jou, wil jy sommer alles? Ja. 3 is gelyk aan en AC. Dan het jy jou sakrekenaar regtig skoon gemaak, hy's amper weer op factory settings. So as jy met iets anders gewerk het, soos radiale of allerhande vreemde goeders daarin het, iemand het jou sakrekenaar geleen en jou sakrekenaar wil nie vir jou weer die gewone antwoorde gee nie, doen hierdie shift 9 en dan volg jy die instruksies. Dit werk baie goed. Ok, so hier is my aantal elektrone. Dit is hoe ek uitwerk, wat is die tekort aan elektrone op hierdie sfeer. Nou is die volgende ding wat ons in graad 10 geleer het, is as hierdie 2 sfere toegelaat word om te raak. Nou kom ons gee vir hulle verskillende ladings. Kom ons maak sommer hierdie 'n -5 nanocoulomb. Ok, nou sê hulle, wat sal hierdie 2 sfere met mekaar doen? Nee, jy sit hierdie ene hier en hierdie ene hang jy daar. Wat gaan jy agterkom? Stoot hulle mekaar af of trek hulle mekaar aan? En omdat hulle ongelyksoortige terme is, gaan hulle mekaar aantrek. Okay. Maar nou behalwe dat hulle mekaar aantrek, word hulle toegelaat om te raak. En met die behoud van lading definisie, behoud van lading, en onthou dit is nie, lading kan nie geskep of vernietig word, sulke nonsens nie, nee. Dit is daai wat, as hulle raak aan mekaar,
dan gaan elkeen, ek skryf net hierdie neer, dan gaan hulle lading dieselfde wees na die tyd. Lading in 'n geslote stelsel of 'n geïsoleerde stelsel bly behoue te midde van enige fisiese prosesse. So daar is so 'n mooi definisie. Kyk of jy hom kan kry op jou eksamenriglyne, maar dis behoud van lading. Nou, wat staan hier? 2. Q1 plus Q2 gedeel deur 2, nee, 'n lekker gemiddelde sommetjie. So ek sal hierdie ouetjie vat, plus 3, plus die minus 5. En ek sal dit deel deur 2. Nou, julle weet, ek is redelik ernstig oor tekens. En ek doen hierdie baie doelbewus. Ek sit my plus daar, om vir myself te wys, hierdie was 'n positiewe lading. En dis 'n optelsom, so ek sit hom daar. En ek het 'n negatiewe lading wat ek wil bytel. Jy is welkom om van die begin af te skryf net 3 minus 5. Nee, jy gaan by dieselfde antwoord uitkom. Maar vir die van ons wat maklik dom foutjies maak, nee, beveel ek daai aan. En 3 minus 5 is min 2 gedeel deur 2 is min 1 nanocoulomb. Nou, jy het nanocoulomb invervang, so jou antwoord moet 'n nanocoulomb wees. Jy sou ook kon gaan en hom skryf as plus 3 maal 10 tot die mag min 19 plus minus 5 maal 10 tot die mag min 19. En dit alles deel met 2. En die antwoord wat jy gaan kry gaan wees minus, nee, kom ons deel net eers. Antwoord minus 1 maal 10, wat? Min 19. Nou, minus 9, nee. 10 tot die mag min 9, nanocoulomb, nee, nanocoulomb, gedeel deur 2. Geef vir my 10 min 9. En hierdie is nou coulomb, want ek het die nano in berekening gebring. So dit is presies dieselfde. Omdat jy dieselfde ding bymekaar tel en net deel deur 2, kan jy met nano daar werk. Jy kan nie hier omgehou het in nano nie, want jy gaan deel met 'n coulomb. Hier kan jy met die 2 nanos werk. So hierdie is die lading wat jy kry nadat die 2 sfere aan mekaar geraak het. En dit werk op grond van die behoud van lading definisie. So dis wat jy in graad 10 geleer het. Hierdie definisie, daai definisie, hierdie 2 definisies is die kans omtrent 99% dat hulle nie op jou inligtingsblad gaan wees nie, maar ek sien hulle in vraestelle, dat hulle hierdie vir jou vra, so leer dit, nee? Hierdie is net die gemiddeld tussen 2 waardes, hierdie ouetjie, as jy die aantal elektrone wil hê, die groot lading gedeel deur die lading van 'n enkele elektron. In die volgende video gaan ek nou na die graad L werk toe gaan, waar ons die formule gaan gebruik, Coulomb se wet, die krag gelyk aan die konstante maal met die 2 ladings gedeel deur hierdie. Dit in die volgende video.